Welkom by AMT se John Deere graanoorsig. Hierdie week fokus ons op mielies en kyk wat oor die volgende maand of 2 moontlik vir ons voorlê met bekommernis wat begin ontstaan oor Amerika se produksiekondisies. Als in die week se episode, so moet dit nie misloop nie. Welkom by hierdie week se AMT John Deere graan en oliesaad markoorsig moontlik gemaak deur John Deere en Zematic Irrigation Systems. Maar met dit genoem, kom ons skakel oor na Johan Thesen, AMT se landbouekonoom wat vir ons meer gaan vertel oor waar die Safex-markte tans verhandel. Die spotmaand witmielie-prys styg na R4.455 met die Julie 25 prys wat hoër is op R4.456 per ton. Geelmielie spotprys styg na R4.103 met die Julie 25 prys wat hoër is op R4.138. Die sojaboon spotprys styg na R7.204 met die Julie 25 prys wat hoër is op R7.275 per ton. Die sonneblom spotprys daal week op week na R8.886 met die Julie 25 prys wat laer is op R9.004 per ton. Die koringspotprys daal na R6.491 met die Desember prys wat hoër is op R6.365 per ton. Die sorghum invoerpariteitsprys geland in Durban staan op R4.792 met die uitgedopte Argentynse grondboonprys wat op R22.237 per ton staan en die katoenprys staan op R10.020 per ton. Baie dankie Johan. Hierdie inligting word ook moontlik gemaak deur Zematic Irrigation Systems. Kry Zematic radkaste, motors en wiele teen 'n spesiale aanbod beskikbaar terwyl voorraad hou. Kontak jou naaste Zematic handelaar vir 'n kwotasie vandag en investeer in 'n stelsel vir die toekoms. Groei saam met Zematic. Ons sien daar's 'n paar faktore wat nou pryse, veral mieliepryse op en afdruk, veral as ons na Amerikaanse pryse kyk. Johan, ons het gesien dat Brazil natuurlik hulle oeskatting laasweek opwaarts aangepas het, wat natuurlik die CBOT-pryse bietjie onder druk gehou het. Wat is die faktore wat moontlik nou pryse onder druk gehou het in Amerika? Ek dink die grootste faktor wat ons gesien het wat pryse onder druk hou, is maar die Brazil nuus wat uitgekom het. Ons sien nog die verwagting van 'n baie groot oes van Amerika se kant af, meer mielie-aanplantings, nou nog groter oes van Brazil se kant af met omtrent so plus minus 4 miljoen ton wat baie is. So dit gee daai antisipasie van 'n groot wêreldvoorraad of beter wêreldvoorraad as wat ons tans in die mark sien. As ons nou sommer by mielies bly, maar ons sien daar is 'n bietjie bekommernis oor weeromstandighede soos dit ontwikkel. Ons is nog nie agter die aanplantingstempo van vorige jare nie, maar daar is 'n bietjie bekommernis wat nou ontstaan. Nee, dit is verseker. Soos wat ons sien, eintlik is ons voor die aanplantingstempo. As jy dit vergelyk in die laaste jaar en die 5 jaar gemiddeld, is ons eintlik voor daai tempo. Maar wat ons gesien het is dat daar omtrent so 5.5 miljoen eikers nog nie geplant is nie. En ek dink omdat ons ook die meer hektare het wat ons geplant het, sien ons dat daai 5.5 miljoen eikers in dele is wat gewoonlik goeie groeiomstandighede het, maar ons het nog daai geplant en ons sien dat daar studies was wat sê dat enige mielie-oes of so wat na Junie geplant word, se opbrengste begin laer kom. So ek dink die feit dat ons nou moontlik, dis nog nie te sê dat dit so gaan wees nie, maar dat ons moontlik daai laer opbrengste begin bietjie die rekordoes of die rekordopbrengs in twyfel begin trek. Ja, soos jy ook sê, ek dink einde Mei het hulle gesê, van einde Mei af, dan begin die opbrengste nou bietjie negatief beïnvloed word oor die tydperk, so hulle het nou nie ideale goeie kondisies op die oomblik nie, maar weer eens, dis nog nie 'n bekommernis van selfsprekend nie. As ons dan nou 'n bietjie plaaslik gaan kyk, ek weet, dis natuurlik baie meer geelmielie gedrewe, wat het dan plaaslik gebeur? Plaaslik het ons oor die afgelope week gesien dat mieliepryse eintlik opwaarts verhandel het van laasweek hier Dinsdag se kant af, maar ek dink dit is as gevolg van die
oeskatting, wat die nuwe oeskatting wat uitgekom het die witmielie-oes afwaarts aangepas, en daai prys het natuurlik dan sterker verhandel, want ons is klaar kom uit 'n seisoen het, waar ons min voorraad gehad het, die verwagting is dat ons minder voorraad aan die einde van die jaar gaan hê, so 'n bietjie laer oeskatting oor die algemeen gaan bietjie daai prys ondersteun, en ek dink vir mielies, geelmielies spesifiek, is dit net omdat ons nog soveel minder volumes in die mark het as wat ons gewoonlik sien. Ons sien dat witmielies omtrent so 72% minder gelewer is teen hierdie jaar teenoor laas jaar dieselfde tyd, en geelmielies so 70% minder. So dit is nog steeds 'n klomp volumes wat eintlik veronderstel is om al in die mark te wees, wat ons nog nie het nie. Ja, en ons verwag dalk baie van daai volumes kan nou in Junie baie gelyk na die mark toe kom. Ja, en dit gaan natuurlik pryse kwai onder druk sit. Ons moet wel in die agterkop onthou dat as ons swakker kwaliteit val vir ons graad 1 mielies het, dan kan daai daling nie so erg wees nie. Maar as mens gaan kyk na die kwaliteitsverslag of die data wat uitgesit word deur SAGIS, sien ons nog nie regtig meer volumes van swakker kwaliteit mielies nie. So jy weet nog nie of kom hy swakker kwaliteit, gaan dit kom of gaan dit net nie kom nie. As ons nou so 'n bietjie weer eens, dit is nou, ek het met 'n paar meelenaars ook gepraat, so hulle praat van die meelenaars is nou op vol kapasiteit, hulle meel normaal nou verskriklik, en weer eens, dit is van die witmielies wat nou in die mark inkom. Ons het byvoorbeeld gesien dat chop nou verskriklik geproduseer word, en daai pryse wat nou redelik sterk afkom. So ek wil eintlik waar ek by wil uitkom is die verskil tussen die witmielies en die geelmielies hierdie seisoen. Ons praat van kan so 'n bietjie weersprobleme nou in Amerika kom. Weer eens dis geelmark. Ja. Dit kan moontlik die geelmark ondersteun, maar nog steeds meer witmielies plaaslik, minder uitvoere moontlik, kan dit nie pryse onder druk hou weer nie. As ons bietjie langer gaan kyk, en ons gaan kyk hier Augustus, later in die jaar, en ons praat en ons kyk na die video wat Jacques vir ons maak in Afrika het, is sy gevoel dat ons so amper 'n miljoen ton minder mielies oor die algemeen kan uitvoer na ons buurlande toe, waarvan die meerderheid, ons weet nou nie presies wat die split wit en geel nie, maar waarvan die meerderheid wit natuurlik is. So ek dink, ek wil of sê, daar gaan hierdie twee kragte al wees. Ons gaan die invloed hê van Amerika wat geel mieliepryse, kom ons sê, hulle het nou laer oes, daai pryse van hulle styg, want hulle is ook op die oomblik is ook min voorraad in Amerika. So kom ons sê al daai faktore tel op en dit druk hulle prys hoër. Gaan ons uit 'n internasionale kant uit sien waar geelmieliepryse sterker ondersteun gaan word as wat witmieliepryse sien, maar dan weer plaaslik gaan ons sien dat ons meer voorraad binne land sit. So ek wil al sê ons mens gaan die dinamika tussen gaan witmieliepryse geel aftrek of bietjie laer hou, of gaan die geelmieliepryse witmieliepryse optrek of op 'n hoër vlak hou as wat dit normaalweg eintlik sal wees. Ja, nee, dit is nog baie interessant is waar daai markte dan is, maar ek dink my gevoel nog steeds, soos jy het nou verduidelik het, is dat witmielies moontlik onder geelmielies kan inkom, en dan geelmielies ook dan tot 'n mate se opwaartse beweging beperk. Ek weet ons luister elke week nou na die Amerikaanse analiste en ons praat baie oor hulle. Maar my gevoel ook net is, en waar ons nou bietjie 'n verskil is in vergelyking met, kom ons sê 2021, 2021, 2022, toe mieliepryse so geweldig hoog was, is dat fondse steeds in geweldige kort posisies is. En ons het hierdie onsekerheid raak aan handelsooreenkomste, die Trump tariewe, al daai tipe goed, en dit beperk investering deur daai fondse. Ja, as ons gaan kyk na soos fundamentele goederes in Amerika. Laas jaar hierdie tyd het hulle omtrent 2 biljoen bushel carry-out gehad vir ou voorraad, hulle het omtrent 2 biljoen carry-out gehad vir nuwe voorraad, en hulle pryse was hoër. Hierdie jaar sien ons dat hulle op 'n 1.4 bushel carry-out is vir ou seisoen, en hulle is op 'n 1.8 biljoen bushels vir nuwe seisoen carry-out. So fundamenteel is die prys nie veronderstel om laag te wees soos wat dit is nie. Fundamentele faktore sê vir ons die prys moet nou begin opwaarts verhandel. Maar ek dink soos wat jy sê is die fondse het soveel posisies
kort, dat daai vraagkant net al wegraak. Ja, En dat hy net onsekerheid in die mark. Ja, dat hy net nie daai momentum kry nie. En ek dink soos met die Trump-tariewe wat nou so wisselvallig is. Laasweek het ons gehoor die howe het besluit meeste van daai tariewe gaan nie meer plaasvind nie. Vanoggend het ons weer gehoor daar was nou weer 'n ander hofsaak of 'n ding wat weer gesê het, weet jy wat, eintlik stem ons nie oor een maar 'n hofsaak nie. Die tariewe kan nou weer moontlik terugkom. So ek dink vir die fondse is daar meer risiko in die mark en ek dink hulle gaan dalk gemakliker voel om in 'n kort posisie te wees as wat hulle in 'n lang posisie is in hierdie onseker tye. Ja, en dit is verseker wat ons dan nou ook sien. So vinnig, ek weet ons is besig met tyd te hardloop vinnig sojas, sonneblom en koring. Sonneblom het vir die eerste keer net so klein bietjie buite sy band na die boontekant toe deurgebreek en sojaboon het vir die eerste keer sy sterk afwaartse tendens ook gebreek. So dit kan dalk vir ons net 'n tegniese sein wees om te sê oesdruk is nou al aan die minderkant en pryse kan al stabiliseer. As ons ook gaan kyk na die seisoen, weet ons is al meer as die helfte deur die huidige bemarkingsseisoen. So dit kan ook net vir ons 'n sein wees dat pryse nou kan begin stabiliseer oor die volgende week of 2 weke en dan van daar weer in sy normale opwaartse tendens beweeg. Koring aan die ander kant is ons nog steeds in ons opwaartse tendens. Hy het ook 'n positiewe week laasweek gehad waar ons ook deur die boonste band gebreek het. Maar dit is maar te verwag van koring af in hierdie tyd van die jaar. Ja, en ek dink laaste ding wat 'n mens net ook nou in ag moet neem is die wisselkoers wat dan redelik op 'n sterk vlak is. Ja. Ons het gesien hy het redelik sterk onder die R18 merk beweeg. Eens is die dollar wat verswak het, maar die dollar het weer 'n bietjie sterkte gekry het oor die afgelope week en hy het weer 'n bietjie verswak. So ons gaan die dollar vir my gevoel is die wisselkoers is dalk op 'n redelike sterk vlak. Ja. So ek sal hom eerder na die swakker kant toe sien wat weer eens ons pryse bietjie kan ondersteun dan oor die kort termyn. Baie dankie aan baie insiggewend en skakel in volgende week, dan gesels ons verder oor waar die graanmarkte tans verhandel. Hierdie video's word moontlik gemaak deur John Deere en Zematic Irrigation Systems. Besoek ook gerus AMT se webtuiste by amtrends.co.za vir ons nuutste pryse, video's en meer gedetailleerde verslae. Julle is dan ook welkom om by ons WhatsApp groepe aan te sluit, maar ek sit al die skakels na ons sosiale media platforms in die beskrywing onderaan. Ek is Dr. Johnny van der Merwe en dankie dat jy ingeskakel het.